Liewe Heer, wat 'n voorreg is dit om op hierdie dag wat U op sy gesit het, om gemeenskap met ons te hou, nou stil te raak, op soeke na U teenwoordigheid. Ons vra U, kom hierin. Kom tabernakel opnuut met ons, wees ons opnuut genadig vandag. Stuur die engele om die duiwel en sy engele hier uit te hou. En sal U hierdie huis vol met die Heilige Gees. Nie op ons verdienste nie, maar alleenlik in die verdienste van Jesus Christus vir ons hierdie. Is my gebed in U naam alleen. Amen. Ek nooi my Bybels oop te maak by 2 Konings 6 en ek lees daar vers 16 en 17. As jy daar is, sê amen. As jy nog nie daar is nie, sê wees ons net genadig. Sal vra, hy wil 'n amen hê op die wees die genadig ook. Ja. As julle daar, kan ons lees. 2 Konings 6 vanaf vers 16. Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien, en die Here het die oë van sy dienaars geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde, en waans van vuur rondom Elisa. Mag die Here vandag sy geleesde woord seën.
en van u verwelkom. Dit is lekker om soveel van u te sien. En as leraar Werner is dit jammer om te sien soveel leserplekke ook. Ons kon maar vol gepak gehad het. Hulle weet nie wat hulle mis. Vra Frederikus, hy sal vir hulle sê. Leraar Werner, dit is vir ons 'n voorreg om jou en jou gesin saam met ons te hê. Ariana, baie welkom. Dankie dat julle hier is. Ja, ek wil sê vanoggend vir my, jy beter hoop hy kom betyds vir die les, anders gaan jy die les ook moet doen. Seker ou wat 'n Land Rover, hy drop jou nooit nie. Al kom hy op 'n rollbackie aan, maar aankom gaan hy aankom. Baie dankie en geniet die Sabbat saam met ons. Kom ons staan saam en ons sing ons hartlik saam van lied nommer 60. Ek gaan die nooi vir die van die wat dit moontlik is voor om saam met ons te kniel vir gebed. Hemelse Vader, soos wat ons pas gesing het, oral is God. Here, daar is nêrens waar ons kan gaan, waar ons gaan wees, wat U nie saam met ons daar is nie. Of dit in voorspoed is, en of dit in teëspoed en hartseer is, U is altyd daar by ons. En ons sê vir U dankie vir daardie alomteenwoordigheid, en daardie opnuut bewusmaking, dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Here, ons is vanoggend hier in die huis by mekaar, omdat die week ons dalk bietjie verniel het, omdat ons afgeleef voel, omdat ons uitgemergel en honger voel. En Here, daarom is ons hier en op ons knieë vra ons vanoggend, Here, kom vul ons harte, kom vul ons gees, kom vul ons moedelose verstande vanoggend, en maak van ons instrumente wat kan uitgaan, om ander mense ook te bemoedig. Here, dankie vir die bejaardes onder ons vanoggend, dankie vir ons kindertjies, dankie vir die leerskare van engele wat elke dag om hulle ook die wag hou. Here, ons is hier vanoggend ook om te kom bely dat ons gesondig het in die afgelope week, dat ons die Vaderhand hartseer gemaak het, Here, dalk vergeet het van die alomteenwoordigheid het, nie bewus was en weer eens besef het dat U weet van alles nie. Here, daarom kom vra ons vanoggend, vergewe ons, maak ons harte rein, neem weg dit wat skeiding maak tussen U en ons, sodat ons ons lewens opnuut reg kan maak om saam met U te kan huis toe gaan.
Dankie vir leraar Werner wat vanoggend hier is saam met sy gesin. Dankie vir reisgenade dat jy hom veilig hier by ons gebring het. Maar Here wil gee dat die woorde wat hy spreek vanoggend 'n Jesus boodskap sal wees wat tot elkeen van ons harte sal spreek. Here, terwyl hy hier voor is, mag hy agter die kruis verdwyn en Jesus self tot elkeen van ons spreek. Dis my gebed in U naam. Amen. Kara, het jy lus vir 'n storie vanoggend? Want ek is lus vir 'n storie. En Tannie Helga gaan vir ons 'n storie vertel. En Tannie Helga weet alles, hoor. Ek het in die week, toe stuur ek vir die kinders 'n boodskap hier en 'n enetjie wat sê, jy vertel nooit vir jou ma kop seer nie, want sy gaan onmiddellik vir die volgende vraag vra. En feitelik gelyktydig stuur altyd vir my terug, het jy genoeg water gedrink vandag? So as die kinders na vore kom en almal wat lus is vir 'n storie luister, dan is dit net Kara, soos hier 'n skare van groot mense wat lyk, kom nog 'n maatjie. Marlo, welkom, kom luister na Tannie Helga se storie hoor. Die lesie van vandag gaan oor optel. Kom gou hier na my. Julle gaan nou so stap, né? En dan laat val julle die goed, of julle sit dit net neer, so op die mat. Kom stap jy so. Sit neer, sit een dan neer. OK, sit hulle neer. Dit is, die lesie gaan oor optelgoed. OK, sit hom neer. Daar sit neer. Nou sit julle hier, so nou gaan ek vir die storieetjie vertel. Sit die buite nie. Daar sy. OK, nou ons gaan 'n bietjie leer wat is optelgoed. Weet julle wat is dit? Wat is dit? Jy moet optel, sê hy, né? OK, dit beteken jy het iets verloor, het jy al iets in die lewe verloor? Weet jy, hy het dit verloor. OK, sy sê sy het glitter verloor, het jy al iets by die huis verloor? Aandag so net hier onder. Het jy al iets met die skool verloor? Nee. OK, nou die storie gaan oor kindertjies gewoonlik by die skool verloor hulle skoene, veral op hierdie ouderdom, of nou in die winter baadjies, en dan is dit weg. Nou, het jy al goedjies by die huis verloor? OK, nou kom ek gaan vir julle sê, wat kan mens alles verloor? Mens kan 'n sleutel verloor, vra 'n bietjie vir die groter mense. Jy kan jou kar sleutel verloor, wat gebeur dan? Dan kan jy nie meer ry nie, jy kan nie by die huis kom nie. En ons ouer mense, jy sit baie keer goed neer, dis nie verloor nie, jy verlê dit of verplaas dit, en dan kry jy dit nie weer nie. Jy sit jou eie kar sleutel ergens in die huis waar jy moet wees, hoe lekker lag daai tannie, en dan, as jy moet ry, dan kry jy hom nie. En julle kindertjies verloor julle klere by die skool, het jy al 'n speelding verloor. Jy verloor 'n speelding by die huis, en daar kry die hond om die hande. Of jy verloor 'n speelding by die skool. En wat moet ons doen? As jy iets verloor, né, of jou maatjie, dan moet jy vir haar sê, kom ons help mekaar. Ons gaan soek daai speelding, né? As jy sy haar poppie verloor, jy gaan help jou en jy gaan soek daai poppie. En as jy sien iemand verloor, ietsie, OK, dit het nou regtig met my en Altemarie gebeur, die jaar toe sy matriek was. Ons het uit die mall uit gestap, en net voor ons het iemand geloop, en hy het 'n klomp kontant verloor. En wat moet jy doen?
moet jy dit opvat en optel en vir jouself vat. Jy moet daar die persoon toe hardloop en vir hom sê, hoorie, jy het jou karsleutels laat val. Jy het jou speelding verloor, né? So wat moet ons daar uitleer? Jy moet optel, jy moet eerlik wees, né? Jy moenie as daar iets geval het, dit vir jou vat nie. Daar is 'n gesegde wat sê, optel is vat goed. Maar dit is nie reg nie. So as jy iemand sien, hy verloor iets, of hy laat val sy pen, of sy boek, of iets by die skool, dan gaan gee jy dit vir die maatjie, né? En in die Bybel het ons ook 'n lesie. Weet julle dalk wat was hy lesie van iemand wat ook iets verloor het? Daar was 'n ou tannie. Sy het 'n muntstuk verloor. Dis 'n geldjie in haar huis. En onthou, hulle huisies het nie ligte gehad soos ons huise nie. En sy het 'n lamp aangesteek en sy het die lamp aangesteek en sy het die muntstuk gaan soek. Nou laat pappa en mamma vanaand vir julle daai storie lees, want dit is ook 'n mooi storie, né? Okay. En in Lukas 6 vers 31 staan, moenie aan ander mense doen wat jy nie aan jouself wil gedoen nie. So julle lesie van vandag is, wees altyd eerlik, bære die goed op die regte plekke, want dan gaan hulle nie verlore raak nie, en dan kry almal dit, né? So as jy sien jou maatjie laat val iets, gaan gee dit vir hom, né? Okay, nou gaan ek vir julle sê, hier net tweeetjies is, julle elkeen kan 2 goedjies gaan vat hierso. Nee, jy kan maar gaan vat. So, ons wil net 'n mooi lesie geleer met optel goed. As ek nou so na die manne se gesigsuitdrukking gekyk het, is daar meer as een vrou wat moet leer om hulle karsleutels te bære waar sy plek is, of waar hy moet gebære word. Nee, ek lees, dit kan nie 'n manne ding wees nie, dis vrouens vir dit. Vrouens skuif dit weer nadat die mans op die regte plek gebære het, net. As prins. Kom ons staan saam, dan sing ons lied 84, ook al die strofes daarvan hartlik saam.
van die spots en verstil, en die kruis lê ek neer, vir die kroon van die lewe hierna. Ek bemin aan die nuwe ou kruis, tot ek eendag sal staan voor Gods troon. Ja, ek klim aan die nuwe ou kruis, en verwissel dit eens vir 'n kroon. Baie welkom aan elkeen van julle hier. Dit gaan goed met ons. Weet julle hoekom gaan dit goed? Want die Here kom. Amen. Amen. Is ons moeg vir hierdie wêreld? Baie moeg vir hierdie wêreld. Kom ons lê die bid. Liewe almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir die koeler weer. Dankie vir die reën wat so ver uitgesak het. Die laatreëns. Die weer soos ons gery het op die pad, sien ons hoe die sonneblom oeste amper reg is, sodat die Heer kan kom en sy oes kan kom haal. Die weer mag ons ook so wees. Mag U laatreën van die Heilige Gees ook in ons lewens neerreën, sodat ons ook reg sal wees wanneer die oes ryp is en die landbouer kom om sy oes te kom haal. Kom nou in ons midde waar ons die woord oopmaak. Kom lei ons deur die woord, lei ons in die volle waarheid. Kom verander ons, help ons, liewe Heer, dat ons geloof in U sal versterk en dat ons verander sal word, dat ons meer soos U sal wees. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Wie van julle was al angstig? My vrou staan op die stoel. Ek hoop nie is die huwelik wat jou so angstig maak. Angs, bekommernisse. Ek dink is 2-3 jaar terug was dit nog 'n groter sondaar as wat ek nou was. Ek het nog 'n Volkswagen gery. Sonder die Land Rovers, kyk as jy nou eers net Land Rovers is, dan weet jy, jy is nou op die regte plek. Ek ry toe so Volkswagen toe aan en ons word uitgenooi na om 'n kamp te gaan doen in Mpumalanga. Maar ek seker is heelwat mense hier wat al lesstudies gedoen het, al gepreek het, wat al gegaan het, en u weet hoe is daardie aanslag van die duiwel, wanneer jy opstaan en iets gaan doen in die werk van die Here. Nou moet ons ry die Vrydag. Nou ry ons eers tot in Pretoria, want ons eers 'n sekere hondjie wat by my ma afgelaai moet word vir ouma sorg. Nou laai ons die hondjie af. En dus in Pretoria aanry toe maak hy Volkswagen sulke snaakse geluide. En die briekklok is geslaan. Ek sê nou van alle tye. Nou is dit seker hier so 1:00, 2:00 op 'n Vrydagmiddag. Ek sê ek jaag gou middags toe, gaan gou kry. So van my toe kom ek agter jy het 'n spesiale tool nodig. Toe loop soek ons 'n tool. 5:00 is ons nog steeds in Pretoria. Moet my nie vra om in julle karre te werk nie, julle kan sien ek is nie baie handig ou nie. En nietemin my skoonmaak om daar aangery en sy sê, vat die Prado. Ek sê, ja, sy manier wat ek my, hy skam my dood myself in 'n Toyota te sit, kan dit ons nie toelaat nie. En ek sê, nee, ek maak 'n grappie, maar is die Here wat 'n uitkoms gebring het, waarvoor ek te trots was. En ek sê, nee, gaan die kar regmaak en ons ry en ons kom daar weg en ek ry toe nou 'n bietjie vinniger as wat ek moet en dit raak donker en ons weet nie eintlik waar ons is op pad nie, ons volg hierdie padkaart op Google. En ek beloof julle, daardie Google Maps vat ons toe 'n paai wat geslote is. Naderhand ry jy en dan maak hy 'n teerpad so. So kom ons so
8 uur se kant, dat ons van die pad afdraai, grondpad slaan. En ek sê, ja, ons is amper hier, ons is amper daar. Amper. So kilo voor die plek. Begin ek moeg raak en ek sit nog so 'n bietjie petrol by en skielik, julle gaan my nie glo nie, gebeur daar wonderwerk. Van nêrens af kom maar so 'n klip uit die grond uit. En hy verskyn daar en ek slaan my saam stikkend op daardie klip. En dis net waarskuwende liggies en sê switch off engine en ek sit hom af en hier staan ons. Daar's nie opvangs nie, ek weet nie regtig waar moet ons gaan nie. Gestrand, pikdonker in 'n plantasie gebied. Bewolkte aand, daar's nie maanlig nie, daar's niks. Nou julle het seker al 'n bietjie Netflix gekyk, né? Julle weet wat gebeur met mense wat so langs die pad op die donker gestrand raak, né? Rondturn of iets soos dit, né? Dis nie die plek waar jy wil wees nie. Joh. Dan dink ek is nou die pa en die man hierso. Leiding gaan nou goed wees verder. Jy moet nou 'n plan hê hierso. Ek sê daar's net een weg. Ek gaan draf. Ek gaan die plek soek. Ek gaan opsoek, die fone werk nie. Julle bly hier, hou die kar gesluit, lê laag. Het 'n wapen, iets waarmee jy jouself kan verdedig, enige ding wat kan raakslaan. Die man sê hy hardloop saam met my. Nou hardloop ons. Maar so ver as dat jy hardloop op daardie donker grondpad, hoor jy die leeu's. Jy hoor fisies hoe die leeu's brul, maar ek weet daar's nie leeu's nie. Maar jy hoor hulle. Daar's natuurlik reeks moordenaars wat net daar langs die pad sit in die bos en wag vir iemand wat se kar toevallig ontlaat sou raak, né? Ek hoor hulle stemme in die bos, maar ons hardloop en ons hardloop. En daai kilo wat opdraande was, voel toe soos die hele 92 kilometer. En uiteindelik kom ons by die kamp aan. En die persoon wat ons genooi het, staan by die kamp met 'n flits. En kan julle die verbasing in julle gesig sien? Spikdonker, die mense wat hy genooi het om te kom preek, kom nie aangery nie, hulle kom aangedraf na die kamp toe. Is dit nie dan maar 'n getuienis vir die gesondheidsboodskap van die Adventiste Kerk nie, hè? Spreker kom al die pad van Heidelberg aangedraf, maar Mpumalanga toe, hè? Wonderlik. Maar dadelik sien hy, daar's angs. Ek's angsbevange. Ek sê vir hom, joh, ek het 'n klip hier onder geslaan, saam bestikkend, kan iemand ons help, my familie is daar. Hy sê, sure, ons hardloop rond en wat weer vir 'n ewigheid voel, tannie klim ek in 'n Toyota Cruiser. Klim ek in 'n Toyota Cruiser. En ons ry af. En toe ons so naby kom, toe is dit net karre en ligte om my kar en tog. Nou is die tyd om daai naaimal te hê wat jy nie besit nie, né? Nou is dit die tyd vir hom. En wonder bewonder is dit ander kampers wat ook laat was. Almal. En hulle trek toe 'n laar daar om ons kar en ons het 'n town, ons sleep die kar op terug en almal is veilig. Was my angs en my vrees verniet? Absoluut. Wat was die oorsprong van my angs en my vrees? Nee, son, is nie net vrees. Dis die realiteit van die wêreld en die land waarin ons leef, is dit nie so nie. Wat was nog die oorsprong van my vrees en my angs? Eie ego, ek moes dalk net in die prade geklim het, né? Die daai dag het so sleg gegaan, tot die prade so ergens iets meer gebeur het. Maar nee, so die Here het 'n uitkoms gehad, ek het dit geweier. Uit trotsheid. Maar daar was 'n ander probleem. Ongeloof. Ongeloof was die probleem. Ek sal maar eerder nie Larishali hier verneder en sê hoe groot was haar ongeloof gewees in hierdie hele situasie nie.
maar nietemin ongeloof. So ek wil vandag met julle praat oor blinde oë en geopende oë. Want ek glo ons almal wat hier sit gaan deur ergens, as ons nie nou gaan nie met julle wat sy gesegde touchwood, want as jy nie nou deur 'n tyd gaan van beproewing, 'n moeilike tyd, hou vas aan iets want jou tyd kom. Hoe weet ek dit? Die Bybel sê so. Want hy loop rond soos 'n brullende leeu om wie te verskeer. Om wie te verskeer. Almal, haar nakomelinge, hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof van Jesus Christus het. Daai mense is in die spervuur. En wanneer raak hulle die meeste in die spervuur? Net voor die einde. Die geboortepyne raak net erger. Nou weet jy sien dit. Jy weet dit. Jy weet van. Geboortepyne raak al hoe meer en al hoe erger hoe nader ons kom aan die groot dag van ons Here. Maak asseblief die Bybels oop by 2 Konings 6. En ek gaan nou lees vanaf vers 8. En ek vra hom asseblief saam met my te volg. Terwyl die koning van Aram, ekskuus as julle almal daar, almal, amen, sal net leer vinnig. Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel. Wie was Aram? Dis die nakomeling van Shem. Dis Israel en Juda nakomelinge van Noag. Ja, Syria. So Aram is Syria. So hierdie is nie 'n nuwe, hierdie stryd wat hier gevoer het, is nie iets niets nie. Dis iets wat vir jare al woed. Okay. Vir jare is daar stryd tussen Israel en Syria. Juda en Syria. Maar in hierdie tyd wat hierdie verhaal plaasvind, het Aram die oorhand oor Israel. Konstant is daar of oorlog, of iemand is besig om die grense te patrolleer en te probeer terugstoot of te wen. En soos ons hierdie storie lees, is die vyand binne in Israel op hulle grondgebied. Okay. Ek dink dit vir julle nou iets wat mense kan angstig maak. Ek dank die Here ek is gebore na dat ons land enige oorlog of in oorlog getuister is, ek was nie in die weermag nie. Ek weet hier is van die mense wat heel waarskynlik diens gedoen het in die weermag in hulle dag, wat weet wat dit is om daar te wees. Ek kan maar net kyk, goeders kyk en stories lees en so aan, maar ek dink is 'n ander tipe angs. Wanneer die vyand binne in jou gebied staan, en jou veiligheid en jou sekuriteit bedreig word. En onthou alles het 'n geestelike konnektasie. Ek en jy dan hier Rosemary, lewe tans in 'n tyd van hierdie wêreldse geskiedenis, waar die vyand binne in ons gebied staan, op ons grond. Dis die heeltyd 'n oorlog, oor wie gaan die gebied wen. Daar's konstant hierdie stryd, hierdie groot stryd wat heers, en hy staan binne in ons. Gemaksone. Eintlik so erg, Charlotte, my en jou tuiste word bedreig. Is dit nie so nie? Hy's in ons gesig. Ons moet hom elke dag trotseer. Elke dag die gevaar loop, laat ons gaan val. Laat ons gewond gaan raak. Laat ons seer gaan kry. Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslaag gesê, op die
op die en die plek sal my laas staan. Hier's planne, hier's beplanning. Hier's 'n slim weermagman, generaal, wat sy planne uitvoer, wat die opponent bestudeer het. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op, dat u nie deur hierdie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af. Die koning van Israel het inligting wat hom nie toekom nie. Hy word gewaarsku deur die man van God, wat vir hom vooruit sê waar die vyand lê en waar die vyand se doel is. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek het en waarvoor hy hom gewaarsku het. En hy was daar op sy hoede, nie net eenmaal of tweemaal nie. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig. Ek dink dis so 'n bietjie nie akkurate vertaling nie. Ek dink dit 'n bietjie meer as net onrustig gewees. Maar omdat 'n kerk gebou is, gaan ons dit by onrustig hou. Okay. Hierdie man was ontstel. Hierdie man was woedend. Wie van julle het al 'n koning gesien wat woedend is? Het daai ou mag en gesag? Hoef hy terug te hou? Nee, veral in die antieke wêreld, wat het gebeur wanneer 'n koning woedend was? Daar was een of ander bloed gewees, en Mani en Shaw was nie daar naby nie. Niemand kon red nie, niemand kon aan mekaar sit nie. Daar was geslag en verkraaie gevoer. Né? Dit was 'n maklike uitweg gewees. Sodat die koning sy stempel kon aftrek. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig. En hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? Hy vermoed, hier's iemand wat ietsie onder die tafel kry. Hier's 'n bietjie bedrogspel in sy eie koninkryk, iemand lek informasie uit. Hoe is dit dat die koning van Israel, hierdie swak nasie, die hele tyd om een voor is? Hy is dan hierdie magtige generaal met al die kennis van oorlogvoering. En een van sy dienaars antwoord, nee my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. Dinge wat u in die slaapkamer spreek. Geheime dinge wat niemand weet. Die koning, ons het hier om hier staan, ons getroue diensknegte, ons met die groot paychecks, ons weet nie eers wat u daar spreek nie. Maar hierdie man, Elisa, die man van God, die profeet, hy weet wat hy daar sê. Wie dink julle is hierdie koning en sy diensknegte besig om te ontmoet? Die God van Israel. Is dit nie so nie? In ons lewens is dit so dat die Here vir ons dinge vooruitgegee het en uitgesê het, sodat ons weet wanneer die stryd oor ons kom, waar die duiwel lê, waar die vyand lê en vir ons wag. Is dit so? Verseker. Daar is niks wat die duiwel kan doen aan ons wat die Here ons nie voor gewaarsku het of voorberei het. Of die geleentheid gee om daar uit te kom nie. Maar gaan ons die paradise sleutels vat of nie? Dis die vraag. Gaan ons die paradise sleutels vat of nie? Nee, regtig nie. Net geestelik. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is om hom te ken en om hom te kenne te gee en gesê, hy is daar in Dothan. Waar het julle al van Dothan gelees in die Bybel? Wat het by Dothan gebeur? Josef is daar verkoop.
se 20 sikkel silwer. Dis dieselfde gebied waar Josef verkoop was as 'n slaaf. 'n Koningskind wat sy koningskleed moes uittrek en 'n diensknegt word. Om vasgevang te gewees het in 'n tronk. In 'n land wat hy nie ken nie. Dink is Genesis 43 waar hy sy kinders se name Manasse en Efraim gee, want hy sê, die Here het my vergeet die ellende van die huis van my vader. En dan met Efraim sê hy, die Here het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. Maar die Here het dit toegelaat, sodat daar uitkoms kon wees vir sy volk. Sodat Juda kon lewe, en dat daar 'n verlosser vir jou en my deur Juda kon kom. En dis in daardie gebied waar Elisa hom bevind. So het hy dan daarheen perde en strydwaans in 'n swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Wie van julle was in die weermag? Is dit nie die beste tyd om jou laar op te slaan? Wanneer ander mense kwesbaar is, wanneer hulle rus, 'n koffietjie vat, terugsit, voete op die stoel, 'n movie kyk, Facebook, iets download, iets lees. En dis in daardie tyd wat hulle die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, so hier is Elisa se appie, hy staan op, hy sê, joh, wat 'n lekker mode is dit. Ek gaan uitgaan en ek gaan 'n paar foto's neem, Jurie, van die sonsopkoms. Maar voordat ek gaan ek vir my eers 'n lekker stukkie koffie maak. En hy het sy koffiebeker daar in sy hand en hy dog, hy gaan so nie uitgaan op die stoep. En toe hy deur oopmaak, toe sien hy wat. Hoe leer daai manne met die R1's en die R4'e. En hy begin so te bewe. Maar die angs en die vrees oorval. En net toe hy dog het, kon nie erger raak nie. Toe sak hy rooi valk so neer voor hom. En hy kan hom is oorgehaal. Kan dit moontlik wees dat alhoewel ek en jy in die teenwoordigheid van die man van God staan, ons nog steeds die vyand en sy wapens reg hier in ons gesig ontskou. Kan dit wees dat wanneer my lewe uit mekaar uitval en ek hoop gaan soek in die woord van God, dat ek in die teenwoordigheid van God kan wees, maar nog steeds net kan fokus op dit wat voor my is. Dat my gedagtes, my geheue so clouded kan wees, soos die Engelsman sê, dat ek op niks anders te kan fokus as die probleem voor my nie. Wie was al daar? Kom ons wees nou eerlik vanoggend. Waar die angs is 'n vieslike ding, mag ek daai woord sê? Angs is 'n vieslike ding. Ek is nie 'n mediese dokter nie, maar ek weet angs dra by tot depressie, tot rusteloosheid, slapeloosheid, wat bydra tot verhoogde suiker, is dit die regte term. So het hy dan daarheen perde en strydwaans en swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom in die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Wat doen ons? Dis net ek en jy. Dis net ek en jy. Vanoggend se les het gegaan, staan vir die waarheid. Maar hy antwoord vrees nie.
want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En nou dink ek het my vertroue in jou gesit, Elisa, maar ek kyk rond, so regtig net ek en jy. Wil jy nou vir my sê, ek het nou nog my vertroue in iemand gesit wat bietjie seniel is. Bietjie ons, dis regtig net ek en jy. Outnumbered. En Elisa het gebid, so wat was Elisa sy eerste reaksie? Gebed. Hy het geloof gehad as gevolg van die verhouding wat hy met God gehad het. Voor hierdie situasie. En daardie geloof het hom op 'n plek gebring wat hy na daai ouens gekyk het sê, is dit al wat julle het, ouens? Is dit regtig al wat julle het? Ek tog julle so groot en so goed. En hy draai om na sy dienskrag en hy sê, moenie worry nie, die wat by ons is baie meer as wat by hulle is. Maar hy sê net so terloops. Al is hulle wat meer is, wat by ons is as die wat hulle het, kan ek en jy dit in ons eie kragte nie. Nou gaan ons bid. Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. Ek wens so die Here kan ons oë open in die lewe waarin ons onsself bevind. En miskien moet ons gebed wees, Openbaring 3 sê tog, kom en koop oogsaals van my, sodat julle kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Geliefdes, ek wil julle net vandag verseker, dat in hierdie wêreld gaan die duiwel doen aan ons wat hy kan. Al beteken dit tot, dat hy ons lewe van ons gaan wegneem. Weet julle wat kan hy dan aan ons doen? Niks. As hy ons lewe van ons wegneem het, kan hy niks meer aan ons doen nie. Maar as ons geestelike oë sal oop wees, dan sal ons die stryd waar ons in die leermag van God sien. Stryd waar ons van vuur, wat reg staan, om ons tot hulp te wees, om ons geloof te regverdig. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, stuur tog weer lig en verkoel hulle uit die hemel uit. Nee, slaan tog hierdie mense met blindheid. Hy vra, Here, ek het 'n jong man hier langs my, wat opkyk na my, wat 'n verwagting het in U. Maak sy oë oop. Laat sy geloof sal wees wat my geloof is. En toe bakkies boot daar in Ewen Etsebef, hulle begin storm. Toe bid hy net en sê, Here, maak hulle blind. Ek glo nie dit was totaal en al blindheid nie. Ek dink dit was meer verwardheid. Sodat daardie mense nie sou besef wie voor hom staan nie. Want daarvandaan het Elisa gegaan en het hulle weggelei. Samaria toe. Hulle moes tog kon sien, om te sien waar hulle loop. En hy lei hulle weg, hy sê vir hulle, hierdie is nie die regte stad nie. En by hulle aankoms in Samaria sê Elisa, Here, open hulle oë. Dat hulle kan sien, en daar was hulle binne in Samaria. En die koning van Israel sê vir Elisa, moet ek, en die koning van Israel sê vir Elisa, toe hy hulle sê, moet ek verslaan my vader, maar hy antwoord, u mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan die wat u met 'n swaard en 'n boog as gevangenes weggevoer het? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle heer kan trek. En hy het hulle groot maaltyd berei. En nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan en hulle het na hulle heer getrek. En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie.
angs en bekommernis is wat ons verhouding met God afbreek. Een man uit die hele Israel staan voor die magtigste weermag van sy tyd. Maar hy weet hy staan nie alleen nie. Want die God wat hy aanbid, is die skepper van die hemel en die aarde. En toe hy sy vyand trotseer, en hy besef daar's niks in sy hand wat hy het, om die vyand te oorrompel nie, vra hy net, maak hulle blind. Maak hulle blind, liewe Heer. En toe op die regte plek om te sê, Here, laat hulle sien. En toe skielik, toe staan daar die gevangenes in die teenwoordigheid van die weermag van Israel. En die koning van Israel vra, kan ek hulle verslaan, is dit nou my tyd, is dit nou my tyd om groot te wees? En hy sê, nee, geef hulle iets om te eet, sodat hulle kan teruggaan na hulle Heer toe. En dan sê die woord van God, daardie nasie het nie weer kom klop aan die deur van Israel nie. Wat het daardie manne daar ontmoet en wie het hulle daar ontmoet? Die genade van God. Hulle het gesien dat alhoewel hulle die kragtigste nasie op die aarde is, in die teenwoordigheid van God en sy volk, staan hulle nie 'n kans nie. Die beste wapens wat hulle het, staan nie 'n kans nie. Want die wat vir God se kinders is meer as die wat teen hulle staan. Ek en u lewe nou in 'n wêreld wat uit is om ons te vernietig. Daar's magte wat alles in hulle vermoë wil doen om ons te vernietig. Daagliks. Mag ons gebed wees, Here, open ons oë. Open ander se oë, wat na ons staan en kyk in hierdie stryd. Dat hulle u kan sien. En ons vyand, verblind hulle, net vir 'n oomblik, totdat ons op 'n plek kan kom, waar hulle u genade kan sien. Want dis wanneer hulle u genade sien, dat hulle sal besef, dat u regverdig is, en liefdevol is, en u getrou bly, aan u verbondsbelofte, met diegene, wat geloof in u het. Amen. Kom ons lei die man. Liewe almagtige hemelse Vader, die duiwel weet presies net waar om ons te kry. Hy weet wat sy hartsnare om aan te raak, wat om voor ons te bring. Maar Here, mag ons soos Elisa wees, dat dit waardeur ons in ons lewens gegaan het, ons genoeg geloof in u te gee, dat ons sal weet, maak nie saak wie voor ons staan wanneer ons daardie deur oopmaak nie. Maak nie saak hoe magtig hulle is en wat se gereedskapstuk hulle tot hulle in hulle vermoë het om ons te vernietig nie. Mag ons weet daar is stryd vir ons wat om ons staan. Met heilige magtige engele wat enige tyd sal reageer op u bevel. En nie sodat ons sal goed lyk nie, maar sodat u naam verheerlik kan word. En wanneer u ons die beskerming en die oorwinning gee, help ons om 'n maaltyd voor te berei vir ons vyande, sodat hulle ook u goedheid kan proe en kan ervaar.
Jesus naam.